Dit is nou tyd vir E-kind Bybelstories. Vandag gaan ons saam leer en luister na 'n storie uit die Bybel waar God met en deur sy mense gewerk het. Vandag se storie is Noag en die ark. Daar's 'n man wat 'n boot bou. 'n Groot boot. Die grootste boot wat jy nog ooit gesien het. Hierdie boot is so groot, as jy by die een punt staan en jou maatjie staan by die ander punt, kan julle mekaar nie eers sien nie. Maar die snaakse ding is, daar's nie eers water naby waarop hierdie boot kan dryf nie. Die man se naam was Noag. En God het vir Noag gesê, Noag, ek het vir jou 'n werk. Bou vir my 'n ark, 'n groot een. Noag het so 'n bietjie gesluk. Want 'n ark is nie soos Lego blokkies wat jy gou-gou op die mat kan bou nie. Dit is maande se saag en hamer en sweet en splinters. Maar Noag het begin bou. Elke oggend. Saag, saag, saag. Hamer, hamer, hamer. Die bure het oor die heining gekyk. Noag, wat maak jy? 'n Boot. 'n Boot? Hier, dis kurkdroog hier, Noag. En die bure het gelag. Hulle het baie gelag. Hulle het sommer nog mense gaan haal om saam te kom lag vir die groot boot sonder water om op te dryf. Maar Noag het net aanhou saag. Want as God vir jou sê bou 'n boot, dan bou jy 'n boot. Al dink almal jy's bietjie deurmekaar. En toe, op die dag toe die ark klaar is, gebeur die vreemdste ding. 2 leeu's kom aangestap. Sommer uit die veld uit. Heel rustig, asof hulle 'n afspraak het. Agter hulle 2 kameelperde. Het julle al 'n kameelperd sien hardloop? Hulle bene gaan so na alle kante toe. Jy is nie seker of hulle val en of hulle hardloop nie. En toe 2 olifante. Sjoe! Daardie olifante, toe hulle inklim, het dit gelyk of die hele ark na die een kant toe wil leun. Noag het vinnig 2 seekoeie aan die ander kant laat staan om beter te voel. Toe 2 paddakies. Spring, spring, spring. Een het reg op Noag se kop geland. Toe 2 muise. En die een olifant het die muise gesien en daai groot olifant het so geskrik dat dit teen 'n seekoei vasgehardloop het. En die seekoei het sy bek groot oopgemaak van die skrik. En toe skrik die kameelperd so groot dat hy sy lang nek teen die dak se balke stamp. Dit was 'n gemors. Maar 'n wonderlike gemors. 2 van alles. Alles wat loop en kruip en vlieg en spring en brom en piep en blaf. Alles het 'n plekkie gekry. En laaste, heel laaste kom 2 skilpaadjies by die deur aan. Stadig. So stadig, dat Noag amper die deur toegemaak het voor hulle daar was. Julle 2, sê Noag. Julle moet regtig 'n bietjie vroeër begin stap. Die skilpaadjies het hom net aangekyk. Jy weet mos hoe skilpaadjies kyk. Met gesiggies wat sê, ons jaag vir niks. Toe maak God die deur toe. Nie Noag nie, God. En dit word stil. Al die diere is stil. Noag is stil. Sy hele gesin is stil. Almal wag. En dan hoor hulle dit. 'n Druppel op die dak. Nog een. Nog een. En nog een en nog een en nog een. En toe bars die hemel oop. Nie sommer 'n reentjie nie. Nie soos wanneer jy nie buite kan speel nie. Hierdie was die soort reën wat jy nie eers kan dink nie. Water van bo, water van onder die grond uit, oral net water. En die ark begin dryf. Stadig lig hy op van die grond af. Die mense buite het opgehou lag. Binne in die ark was dit donker en warm. En dit het geruik na dieremis en sweet en hooi en asems.
Daar was leeu's en seekoeie en varke en ape en paddas, almal in een boot. Noag en sy gesin het vir die diere gesorg. Elke dag kos gegee, skoonmaak. Daar was baie skoonmaak. En elke dag het Noag na die venster toe gegaan en uitgeloer, net water. Die volgende dag, net water. En die volgende dag, net water. Dae het weke geword. Weke het maande geword. En snags as almal slaap, die leeu's en die seekoeie en die paddatjies en die skilpaadjies, wat in elk geval gehou het van die gewag. Dan lê Noag in die donker, en hy luister na die reën op die dak, en hy wonder, sal dit ooit ophou? Dis nie lekker om te wag as jy nie weet waarvoor jy wag nie, maar Noag onthou dan wat God gesê het. En hy wag nog 'n dag. En toe op 'n oggend word Noag wakker en iets is anders. Hy lê stil en luister. Niks. Die reën het opgehou. Noag gaan na die venster toe. Hy vat 'n duif, 'n wit duif, en hy maak sy hande oop en die duif vlieg weg. Hy kyk hoe word die duif al hoe kleiner in die lug, kleiner en kleiner, tot hy haar nie meer kan sien nie. Die duif kom terug, want daar is nog niks daar buite om op te sit nie. Noag wag, en dan stuur hy haar weer uit. En hierdie keer, toe die duif terugkom, het sy iets in haar bek, 'n klein takkie, net een groen blaartjie daarop, vars, nat, nuut. Ergens daar buite groei iets weer. Die water sak stadig weg, en op 'n dag staan die ark stil, bo op 'n berg. Noag maak die deur oop, en die son skyn in. Almal knip hulle oë van die skerp lig. Die diere storm uit, die apies eerste natuurlik. Die paddatjies spring dadelik in die eerste modderpoel wat hulle sien. Die kameelperde rek hulle nekke so hoog, dat dit lyk of hulle die wolke wil lek. Die olifante stamp teen mekaar en trompeter van blydskap. En die skilpaadjies, hulle stap uit, heel laaste, heel stadig, met gesiggies wat sê, sien julle, ons het niks misgeloop nie. Noag stap uit op die nat grond, nuwe grond. Hy vat 'n diep asem. Die lug ruik skoon, die wêreld is skoon gewas en nuut. Alles kan van voor af begin. En hy kyk op. Oor die hele hemel van die een kant tot by die ander kant is daar die mooiste kleure. Rooi en oranje en geel en groen en blou en pers. 'n Groot boog van lig. En God sê vir Noag, sien jy dit? Elke keer as jy hierdie kleure in die lug sien, onthou dan, ek is hier, ek vergeet jou nie. Weet jy wat? Daardie kleure is nog steeds daar. Volgende keer as dit reën en die son kom weer uit, kyk op. As jy dit sien, daardie groot boog van kleure, dan is dit nog steeds dieselfde een, van baie, baie lank gelede, toe 'n man met hande vol splinters op die water gewag het. En iets nuuts het begin. En dit is nou die einde van vandag se storie. Ons hoop jy het geleer hoe groot en getrou God is. En onthou, God werk nie net deur mense in die Bybel nie. Hy werk ook vandag deur my en jou. Kom luister volgende keer weer saam vir nog 'n storie uit die Bybel. Ekind, luister, gesels, leer.